Net so 'n paar afkondigings voordat ons begin. Onthou asseblief as jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, laat weet my, laat weet jou ouderling. En kom ons hou aan bid vir ons mense wat regtig sukkel. Ons het baie mense en baie keer sê hulle niks nie. En kom ons bid ook vir ons sendelinge in die buiteland. Ons bid vir almal wat God se woord uitdra. Onthou asseblief ook, jy kan inskakel by ons vroue gebedsgroep Vrydagoggende 9:00 of by ons manne Saterdagoggende 7:00. Ons kyk of hierdie ding vandag gaan werk. Hy behoort te werk, nee. O nee, hy gaan nie werk nie. Nee. Okay. Mense, ek herinner ons het so 'n paar maande terug al gesê hiervan by Van der Hof Pick n Pay. Agter die kassier is daar sulke hokkies. En elke hokkie, soos 'n ou posbus tipe woonstel posbusse, het 'n stiker op. Julle sal sien so aan die regterkant onderlangs is ons gemeente sinne op. Nou wat gebeur is vir elke strokie, as jy iets gekoop het, gooi jy jou strokie daarin. Vir elke strokie wat daar binne is, vat Van der Hof Pick n Pay 2% en hulle gee dit vir die organisasie, soos vir ons gemeente, gee hulle terug. En dit gee hulle vir ons nou op 'n rekening en ons kan dan dinge aankoop by hulle en ons gemeentebestuur het besluit en gesê dit is goed so dat ons dit sal aanwend vir ons barmhartigheidsdiens en en dat ons juis noodaankope sal koop soos wat dit nodig is. So onthou asseblief, ondersteun ons ook op daai manier. Ek dink ons kan maar aangaan na die volgende ene toe. Mense, oor 2 weke het ons gaan ons 'n spesiale kollekte hê vir die Bybelgenootskap. Ek weet nie wie van julle het onlangs nog weer nuwe Bybels gekoop nie. Maar Bybels het skielik baie duur geword. Ek weet baie van ons het dit nou maar op ons selfone of op een of ander elektroniese formaat, maar dit is nog steeds goed om 'n Bybel te hê. Daar is natuurlik baie plekke in ons land en in die wêreld waar mense 'n fisiese Bybel nodig het of dalk 'n klankbybel iewers kan kry. So oor 2 weke gaan ons 'n spesiale deurkollekte hê. Onthou asseblief bring maar so ietsie ekstra. Dat ons gemeente ook van ons kant af help soos wat ons kan. Dan is daar 2 manne geleenthede wat opkom. Die eerste ene is Saterdag 27 September. Dit is bietjie minder as 2 weke van nou af. Dit gaan by, ek dink dit gaan by Oos wees. En dit gaan die 3 gemeentes van Oos, Ventersdorp en ek dink amper Vyfhoek bied dit saam aan. Manne, kom ons ondersteun hulle ook. Jy het nou nog net 2 dae om te registreer. Ons moet voor of op die 16de registreer. Ek sal hierdie weer uitstuur op die inligtinggroep ook so. Gaan kyk asseblief daarna. Bespreek maar jou plekkie daarso. Ek dink dit gaan 'n baie geseënde oggend wees daarso. Ons 'n hele paar, so 3 temas wat behandel gaan word. En dan die 17de Oktober sou ons Potch mannekamp gehad het vir die hele Potch. En die ding het nou maar net so 'n bietjie anders uitgewerk hierdie jaar. En ons gaan nou nie daarby uitkom, ons gaan vroeg in volgende jaar iewers gaan ons mannekamp hou. Maar ons gaan nog steeds die 17de Oktober, Vrydag aand, gaan ons bymekaar kom hier by die kerk en ons gaan lekker saam kuier en die Here dien op verskillende maniere. Dit gaan nie 'n groot formele aand wees nie, maar bring jou piknikmandjie, 'n vleisie en 'n ietsie om te drink en dan gaan ons na die tyd lekker daarso by die braai area kuier. Ek dink dis dan ons afkondigings vir vanoggend. Ek herinner maar net, ek weet hierso is baie jong mense, hierso is baie kinders. As jy voel jou kind raak dalk 'n bietjie sterremoerig, dit pla my nie, maar ek weet dit steur dalk 'n paar ander mense. Onthou ons moederskamer is net hierso deur enige van hierdie 2 deure. So as jy voel dit is nodig om na Masoon toe te gaan en daar vat ouma vir klein Ansia ook nou weg. Dis nou nie wat ek bedoel het nie.
Maar ja, ek dink gebruik maar jou eie oordeel. Dankie mense. Kom ons word net vir 'n oomblik stil en ons besef hoekom ons hier is. Want ons begin elke Sondag hierdie diens in die naam van die Here. Die almagtige God wat hemel en aarde geskape het en hom met sy liefde omring elke dag. Dis die God wat so groot is dat ons nie eers kan besef hoe groot hy regtig is nie. Maar tog kies hy om uit te reik na ons as mens toe. So laat ons vir 'n oomblik stil word en ons harte so uitstrek na hom toe om bewus te word dat alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat nog kom, wat goed is uit sy hand. Ons gaan vir ons saam lees Psalm 36 verse 6 tot 10. Here, tot aan die hemel reik u troue liefde. U getrouheid tot aan die wolke. Ek dink daar is hy, ja. U geregtigheid is soos massiewe berge. U regspraak soos die groot oerwater. U verlos mens en dier, Here. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Mense skuil in die skadu van die vlerke. Hulle drink hulle versadig aan die oorvloed van die huis. Uit die stroom van u genietinge laat u hulle drink. Ja, by u is die fontein van lewe. In u lig sien ons lig. So kom ons, daar waar jy is, kom ons stil ons harte en word net daar waar jy is vir 'n oomblik stil. Om te besef dat God jou liefhet. Besef hy roep jou en hy gee vir jou lewe. En in hierdie tyd van stilte, gaan so 'n minuut of 2 gee. Kan jy jou hele self, jou gedagtes, jou vrese, jou hoop, trek dit alles voor hom uit en besef sy liefde. Here, U ken my hart. U ken my gedagtes. U ken my begeertes en my pyn. Ek kom na U toe, nie met 'n masker nie, maar soos ek is. Ek erken U groot liefde en trou. Ek bid dat U my lei om in U lig te wandel, om die lewe wat U gee te leef en om nie by die donker van die wêreld te bly nie. Laat ons vandag besluit om ons lewens aan U toe te wy, Here, soos 'n kind wat na sy vader terugkeer. Ons kies om op U te vertrou, om in U liefde en genade te leef en om U naam te verheerlik in alles wat ons doen. Here, so kom ons na U toe. Ons gee U ons harte, ons gedagtes, ons keuses. Maak ons harte U sin en lei ons paaie sodat ons U liefde kan weerspieël in alles wat ons doen. Amen. Mag die liefde van God wat tot in die hemel reik en sy trou wat nooit faal nie, ons elke dag lei en versterk. En terwyl ons so sit, gaan ons saam sing verwerkte weergawe van lied 153
en ons rig ons harte so op die Here. Gemeente, vreugde, vrede en blydskap van God ons Vader, almagtige Skepper van die hemel en die aarde, en van Jesus Christus, God wat mens geword het om aan ons te bewys hoe lief hy ons het, en van God, die Heilige Gees, wat met ons is nou en vir altyd. Amen. Die vrede wat jy ontvang het, moet jy met die mense om jou deel. So staan op en almal groet mekaar met die woorde van vrede, en daarna kan ons maar bly staan om die Here saam te loof en prys. Ek dink ons moet net die regte mense kry om die dag hier te kom luister, dan teken hulle julle almal op vir die beste koor in Potchefstroom. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dit is vir ons so lekker om U lof te besing. Ja Here, ons het gehoor U omring ons met U liefde. U liefde is groter as wat ons ooit kan besef. En daarom loof ons U, daarom prys ons U, want ons weet ons verdien dit nie. Maar dit is U natuur. U is liefde. U het ons heel eerste lief gehad, nog voordat ons kon kies. Dankie dat U genade vir ons so groot is. Here, vanoggend kom dra ons al ons mense wat deur moeilike tye ook gaan weer aan U op. Here, ons kom deel ook met U ons vreugde oor dit wat goed gaan in ons lewens. Ons kom sê vir U dankie dat die belofte van 'n nuwe seisoen voor ons lê. Ons sê vir U dankie dat klomp dinge wat dalk in hierdie jaar gebeur het ook tot 'n einde toe staan. Ons sê vir U dankie dat daar altyd hoop is en dat ons hoop in U is. Here, en ons kom vra ook dat U met ons sal wees elke dag. Dat U ken elkeen van ons harte, U weet wat aangaan in ons lewens. Partykeer het ons nie woorde om vir U te gee nie, en dan kan ons maar net soos Paulus ook vir ons leer, maar net sug, maar net by U wees, want U weet wat aangaan. Here, seën ons saam wees vanoggend. Ook daar waar U woord verkondig word op ander plekke. Here, mag U woord suiwer verkondig word. Heilige Gees, wil U self in die harte van mense spreek en die boodskappe daar bewaar, dat dit deel word van ons lewens. Here, so in ons saam wees, wanneer ons ook uit die woord uit gaan lees, bring ons alle eer aan U. Mag dit wat ons hier doen, en wanneer ons hier uitstap, mag dit werklik waar wees, net tot eer en verheerliking van U naam, die naam bo alle name, ons Redder en ons Here, Jesus Christus. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies om te leer. En vanoggend het ek vir julle geskenk gebring. Sien julle, daar is die geskenk. Dit is vir julle almal, en julle moet nou vir my sê, waarvoor kan 'n mens nou hierdie geskenk gebruik? Waarvoor kan ons hom gebruik? Kersfees? Vir jou verjaarsdag? Verjaarsdag? Waarvoor kan ons hierdie geskenk gebruik? Valentynsdag, Moedersdag, julle Vadersdag, Ouma en Oupa dag. Ons moet praat met die regering, hulle moet dit op die kalender sit vir ons. Kindersdag. Julle, ons kry nou 'n klomp nuwe vakansiedae hierby. En ek kry antwoorde wat ek nie verwag het nie.
Want die geskenk is nog eers oopgemaak nie. Paasfees. Julle moet eers weet wat is daar binne voordat julle kan sê wat julle daarmee gaan doen. Dit is mos die ding van 'n geskenk, nê? Baie keer dan kry jy 'n geskenk wat nie eers toegedraai is nie en dan weet jy klaar voor die tyd. Dan is jy of bly of jy's ongelukkig. Nou wat dink julle is hier binne? Kyk hoe lig is dit. Hoopelik nie boeke nie. Daar's genoeg van hulle by die skool. Wat dink julle is hier binne? Sweets. Aha, hulle weet hierdie dominee gee altyd vir hulle sweets. Nee, nie vandag nie. 'n iPhone 16. Nee, jy kan droom. Nee, hier was nie 'n iPhone 16 hier binne nie. Donkerte. Nee, nee. Papier. Julle kom nader. Julle kom nader. Kom ek julle kan net daar wag. Julle mag nie kyk wat's hier binne nie. Hier is julle geskenk. Dis vir julle elkeen 'n stukkie. Gaan julle dit gebruik? Gaan julle dit gebruik? Waarvoor? In jou hare sit. Nou is ek grys. Om 'n huisie of 'n nesie te maak. Julle moet net nie laat hierdie hamerkoppe hier buite dit sien nie, want hulle nesse is al klaar so groot. Het julle al gesien in hierdie boom die hamerkoppe se nes? Dis hulle huis hierso en hulle vakansiehuis is daar langs aan by die pastorie. Nee julle, 'n geskenk soos wat hy daar staan beteken niks. Nee. Mens sien hom en jy weet fantasties. Ek het iets gekry, né? Kersfees of so, en daar onder die boom. Dan sien jy, dan wonder jy, dan skud jy hom so 'n bietjie en jy ruik of jy probeer raai wat is daar binne, nê? En jy gaan nie weet nie tot jy dit oopmaak. En so het die Here gekom, soos wat ons nou ook gesing het, nê? So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar gratis geskenk van Jesus beteken niks as jy dit nie oopmaak nie. So as ons hierdie geskenk oopmaak en dit wat baie keer dit bedek wegvat, dan kry ons en ek het nie geweet julle gaan meer as 12 wees vandag nie. Dan kry ons die geskenk van Jesus. En ons sien dat dit iets is wat ons elke dag moet oopmaak. So Jesus is die geskenk wat die Here vir ons gegee het vir elkeen van ons. Maar dit beteken niks as ons nie die geskenk oopmaak nie. So elke dag moet ons die geskenk oopmaak. En nou moet julle besluit wie gaan kry en wie gaan nie kry nie. Ek het ongelukkig net 12. Ek is bly hier's baie meer van julle hier. So hy wil eers hê. Die geskenk is vir almal. So ek wil eintlik hê julle moet die van julle wat nou van die gaan vat, moet dit weer vir iemand anders gee. OK. Vat maar deel uit vir julle. Die wat nou nie kry nie, ek is jammer, maar die wat wel kry kan dit nou vir die gee wat nie gekry het nie, nê. Vat julle maar so en deel daai kant ook uit. Ekskuus julle twee, hulle gaan nou vir julle die geskenk sien julle. 'n Geskenk beteken niks as jy hom nie oopmaak nie en 'n geskenk kan altyd weer gegee word. En so moet julle elke dag besluit om vir Jesus as geskenk te vat in jou lewe en te lewe soos wat hy vir ons leer. OK. Chap julle. Dankie. Jammer Dan, ek het gemors. Ons gaan vandag lees die bekendste gedeelte seker vir meeste mense in die Bybel wat Johannes 3 vers 16 is, maar ons gaan lees van vers 14
tot 21. En Jesus praat in hierdie gedeelte, praat hy met Nikodemus. En Nikodemus was 'n redelike slim, intelligente mens. En dan wanneer Jesus vir hom probeer verduidelik van hoekom hy gekom het en van wedergeboorte en 'n nuwe lewe, dan maak dit nie sin vir Nikodemus nie. En hy vra moeilike vrae wat enige mens met wat logies kan dink en dinge kan redeneer sou vra en sê maar as jy mos nou klaar gebore is, jy kan nie weer gebore word nie en jy kan nie al hierdie dinge en dan verduidelik Jesus vir hom 'n klomp goed en dan kom hy by die belangrikste deel uit oor hoekom hy gekom het. En ek gaan vir ons lees daarvan vers 14 af. Jesus sê daar Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Net tot sover dan uit die woord van die Here. Nou wil ek vir julle vra 'n eenvoudige vraag. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Kyk, ons kan natuurlik baie antwoorde gee daarvoor. Ons kan sê dit beteken wees lief vir God. Dit beteken wees lief vir jou naaste. Dit beteken doen wat reg is. Dit beteken leef goed. Alles is waar. Al hierdie dinge is waar van 'n Christen. En natuurlik beteken dit ook ons beerf die ewige lewe. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Om as Christen te leef en te weet jy het die ewige lewe. Maar kom ons draai die vraag om. En ons vra, wat beteken dit om nie 'n Christen te wees nie? Wat beteken dit om nie te glo nie? Want as al hierdie dinge wat ek nou genoem het waar is van 'n Christen, wat beteken dit vir iemand wat nie glo nie? Want die Bybel antwoord duidelik. Dit beteken dat jy die ewige lewe verloor. Dit beteken dat jy vir ewig verlore gaan. Dit beteken effektief as jy nie glo nie, kies jy vir die dood. Dis harde woorde. Maar dit is wat Jesus hier vir Nikodemus kom probeer verduidelik. Hy sê soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. Wie glo, het lewe. Wie nie glo nie, bly dood. Met ander woorde in Johannes 3, met die bekendste en die mooiste vers in die Bybel, verduidelik Jesus iets baie belangrik hier aan Nikodemus. Hy wys vir hom daar's twee paaie in die lewe: lewe of dood. Lig of duisternis. Geloof of ongeloof. En dan gebruik Jesus die beeld van die koperslang in die woestyn. Die van julle wat dit nou nie ken nie, daar in Numeri 21 word vertel daarvan waar die Israeliete nou daar in die woestyn is en hulle raak kwaad, hulle raak ongelukkig met Moses en met God en hulle sê, jy het ons daar weggevat Moses uit Egipte, daar by die vleispotte, daar waar ons alles eintlik gehad het, dit was swaar maar dit was lekker. Ons het daarom alright gedoen daarso. Toe vat jy ons weg daar, nou gaan ons sterf in hierdie woestyn. En dan raak hulle kwaad vir die Here.
Hulle verstaan nie God se groter plan nie en die Here straf hulle. Hy stuur giftige slange onder hulle in en die slange begin die mense te pik. En baie van die mense begin te sterf. En hulle besef, maar nou het hulle verkeerd gedoen weer teen Moses en teen God. En hulle kom na Moses toe en hulle sê, help ons asseblief. En die Here sê vir Moses, gaan, maak 'n slang, sit hom op teen 'n paal en sê vir die Israeliete, al wat hulle hoef te doen, is hulle hoef net op te kyk na hierdie slang en te glo en die gif sal uit hulle liggame uit verdwyn, hulle sal leef. En so sê Jesus dan uiteindelik vir Nikodemus, net so is dit met my. Ek sal verhoog word aan die kruis, sê Jesus. Ek sal die gif van die sonde en die dood op my neem en elkeen wat opkyk na my toe en glo, sal lewe. En dan vreugde vir ons natuurlik, vreugde vir die hele mensdom, kom daai vers wat ons almal ken en liefhet, Johannes 3 vers 16. Want is nie God se begeerte dat die mens sterf nie en hy sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is die hart van die evangelie, van die goeie nuus. God is nie teen ons nie. Hy is vir ons. God se liefde is nie klein nie. Dit is so groot, oneindig groot dat hy sy enigste seun gee. God se doel is nie om die mense net te kom veroordeel nie, maar om die mens te red. God se liefde is groter as wat enigiemand van ons ooit sal kan verstaan. En hy gee sy beste. Hy gee homself, sy seun, Jesus Christus. Maar dit vra antwoord. Want ongelukkig is daar ook die ander kant van die muntstuk. Jesus sê in vers 18, wie nie glo nie, is reeds veroordeel. Met ander woorde, deur nie te kies nie, kies jy vir die verkeerde kant. Om 'n Christen te wees beteken om te kies. Om op te kyk na die kruis en te glo. En dis nie outomaties nie, want onthou God dwing niemand nie. Ons is nie marionette wat hy so beheer nie. Hy gee vir ons daai keuse. Hy nooi ons. Hy bied dit aan, soos hierdie geskenk. Hy bied dit aan vrylik, gratis. Maar ons moet dit aanvaar. En hier lê die erns van die saak. As ons nie kies nie, as ons nie kies vir die lig nie, kies ons outomaties vir die donker. As ons nie kies vir die lewe nie, kies ons by verstek die dood. As ons nie die geskenk van God se seun aanvaar en oopmaak nie, dan kies ons om dit te verwerp. En daarom sê Jesus daar in vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van God se enigste seun geglo het nie. En daarom hou ons aan om te bid vir die Jode. Ons hou aan om te bid vir die moslems. Die moslim gaan vir jou sê, ons almal glo in dieselfde God, ons het net ander name. Maar vir hulle is Jesus net 'n profeet. Vir die Jode was Jesus 'n profeet. Jesus sê duidelik, wie nie in my glo nie, verwerp my. En dan kom Paulus in 1 Korintiërs en dan sluit hy aan by Jesus se boodskap. En hy skryf vir die mense van sy tyd, ek lees vir ons 1 Korintiërs 1, al van vers 18 af. Dan sê hy die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Vrouens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid
van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van die mense. 2000 jaar later, nie baie dinge het verander nie. Vir die wêreld lyk dit belaglik. Letterlik belaglik. Party mense lag vir ons as Christene. Redder aan 'n kruis, regtig? 'n vervloekte aan 'n hout? Dit is die Messias. Vir die Grieke was dit absurd, vir die Jode aanstootlik. Maar vir ons wat glo, is dit die wysheid en die krag van God. Dis die paradoks van die evangelie. Wat lyk so swakheid is eintlik krag en wat lyk soos 'n nederlaag is oorwinning. Vraag is hoe kyk ek en jy na die kruis? Glo jy dit wat Jesus sê? Glo jy dit wat God in sy woord vir jou leer? Of glo jy wat die wêreld deesdae mense wil wys maak dat jy kan alles met wetenskap verklaar? Ek is nie teen wetenskap nie. Maar daar's baie mense wat sê nee toe maar, al hierdie goed, jy gaan 'n wetenskaplike oplossing kry. En Jesus was maar net 'n gewone mens, soos enige een van ons. Glo jy regtig dat Jesus die seun van God is? Dat hy God self is? En eer jy hom met jou besluit elke dag? Mooiste vers in die Bybel. Die opsomming van die evangelie, die bekendste en mees aangehaalde vers ooit. As ons die hele boodskap lees wat Jesus daar vir Nikodemus probeer verduidelik het, dan besef ons jy moet kies. God se liefde is 'n geskenk, maar jy moet dit oopmaak. As jy nie oopmaak nie, help dit jou niks. Jy kan nie neutraal bly nie. Jy kan nie 'n draadsitter wil wees nie. En net hierso op 'n Sondag sê, "Dis reg, Dominee. Alles is mooi." Maar môre by die werk of by die huis of waar ook al, gaan jy maar net aan, soos wat jy aangegaan het nie. As jy nie die kruis kies nie, elke dag, dan kies jy die gif van die sonde. Om te glo is om jou hele lewe neer te lê. Geloof is nie net 'n mooi, warm gevoel of 'n verstandelike instemming nie. Dis om jou hele lewe te rig op Jesus. Om jou oë op hom te hou en om hom jou redder en jou Here te maak. En dit is die uitdaging waarmee ons elke dag sit. Het jy gekies? Leef jy uit daardie keuse? Of kyk jy nog rond na ander oplossings soos Israel ook maar gedink het hulle kan maar elke keer nog ander planne maak? Geliefdes, die boodskap is eenvoudig, maar ook dringend. Kyk op na die kruis en glo en jy sal lewe. Kyk weg en jy sal sterf. God se liefde is gratis en God se liefde is oorvloedig. God se liefde roep jou. Jesus roep jou. Met sy arms wyd oopgestrek, roep hy jou daar aan die kruis. Maar dit vra antwoord. Elke dag. Kies dan vandag die lewe. Kyk na die kruis. Glo en leef. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, u liefde is groter
as wat ons ooit sal kan verstaan. U het die Seun na ons toe gestuur, nie om te oordeel nie, maar om ons die lewe te gee, die ewige lewe, wat nou al begin. Dankie dat die kruis nie 'n teken van nederlaag is nie, maar van oorwinning en hoop. Dankie dat U ons uitnooi om U te volg, selfs wanneer dit beteken dat ons onsself moet verloon, ons kruis moet opneem en U bo alles moet stel. Ons bely, Here, dat ons dikwels sukkel om die keuse ernstig te leef. Ons is geneig om terug te glip in selfgerigtheid, om U liefde goedkoop te maak of om ons harte halfhartig aan U te gee. Maar vandag kies ons weer om U pad te loop, U stem te volg en U liefde te leef in 'n wêreld wat so gebroke is. Here, vorm ons, soos ons verlede week ook gehoor het, soos soos klei in die hand van die pottebakker. Here, breek dit af wat nie goed is nie. Bou dit op wat na U beeld lyk en vul ons met die vreugde en sekerheid dat niks ons ooit kan skei van U liefde. Ja, die liefde wat in Christus Jesus ons Here is. Here, help ons om die keuse elke dag so te maak, dat ons sal opkyk na die kruis, dat ons sal glo en dat ons sal lewe tot U eer. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Ons dank die Here vir hierdie geldelike offers en mag sy koninkryk daardeur ook uitgebrei word. Voordat ons afsluit met ons slotlied, wil ek julle herinner, en dis natuurlik die wet, maar ek wil julle juis herinner aan hierdie wonderlike goeie nuus. Ek lees Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En ek herinner elkeen van ons dat as gevolg van God se liefde en ons keuse, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dan natuurlik kom daai wending van God se liefde in Jesus Christus, maar God. So alles wat ons nou net gehoor het, vers 1 tot 3 van Efesiërs 2, beteken nou niks nie, want God, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Wonderlike nuus, né? Kom ons sluit dan af met Vlam lied 60. Dis dalk 'n onbekende een, maar julle gaan agterkom, hy's baie maklik om te leer. Ons sluit af en weet dat God is so lief vir jou. Die Here sal julle seën met die gawe van geloof in die enige gebore seun, Jesus Christus, die opgehefte verlosser en redder. Jesus Christus sal julle sondes wegneem en aan julle vrede gee, omdat julle glo. Mag die Gees van waarheid julle lei om altyd in die lig te wandel.
Lord, it's your peace here and all. Lord, it's your peace here and all. You are so sweet. God is so here and all. Lord, it's your peace here and all. Lord, it's your peace here and all. Ignoto se so se amor. Lord, it's so